Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouer Spotgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Hallo julle drie, dis die drie manskap. Julle drie, ons drie. Ons drie. Ek môre. Hallo Ernest. Hallo julle. Ek weet, dis nie formeel genoeg nie. Nee, kan. Môre. Ons saai van die plaas, weet jy. Ons saai. Of sê die een girl gister, sy praat van, ek dink hierdie podcast kan 'n goeie plaasvervanger wees. Sy sê pun intended. Plaasvervanger. Ja, vir my vrou gister vir my hoe dit gegaan het met hierdie een saak waarna ons gewerk het. Sê dismissed. Sy sê is dit sleg? Ek sê nee, ons is vir die respondent, dan is dismiss goed. Ja. Dis soos een ou probeer 'n bal van ver af deur die hoop gooi en die ander ou probeer dit net betyds wegryk. En dan sê jy, dismissed. Pretoria Engels op sy beste. Dis mis. Nee, maar ek chat ander dag so met 'n vriend en ek besef dat dit kom so op 'n punt waar ek 'n juicy storie wil vertel en ek dink, het ek al hierdie storie vertel? En ek besef dat mense het eintlik 'n mens se kop soos 'n chat history met almal wie jy ken en ontmoet. En jy moet daai chat history nogals dophou. Want hy gee vir jou baie konteks. Jy weet, dis die goed wat ons al klaar van mekaar weet en gedeel het. Maar as jy nou weer dieselfde storie vertel, party stories kan jy 2 keer vertel, want dit is so lekker. Maar ander kere dan sit soos, dan kom maar so 'n error op halfpad. Hierdie ding was in die chat history. En op baie keer dat jy Maar hang af wanneer jy dit vertel het. Ja, exactly. Daar's konteks. Daar was private browsing, ja. En dan baie keer dan het ek geheime van mense, dan sê ek soos, dan wil ek hierdie storie vertel, dan sê ek soos, oeps, daai was iemand anders se incognito nou. Maar ek kan nie nou hierdie storie. Maar besef ek, jy weet, dis eintlik wat 'n mens het met jou vriende, is die chat history, né, wat jy opbou van goed wat jy nie weer hoef te sê en weer hoef te verduidelik nie. Maar dis ook, ek wil sê, goeie vriende. Ons almal het al 'n storie 3 keer vertel. Ja. Maar wat jou buddy, dan dink ek, maar ek gaan hom weer luister. Ja, ek gaan maak asof ek nog nooit gehoor. Ja, Tel hom weer. Ons almal doen dit, nee. Ja. Ek dink my vrou veral. Ja, sy reg, sy Jacques vertel hy storie nou vir die 4de keer. So oulik. Nee, maar interessant genoeg, baie keer het daai selfde storie aan 'n flavour in die konteks van. Dis waar. Dit is soos timing. Want hy trigger gewoonlik, né? Soos luister, maar jy hierdie storie vertel. Yes. Maar die vorige keer toe ek hom gehoor het, was die konteks anders. En dan is soos maar ek het nie daai gehoor van die storie vorige keer. Of ek het dit nie mooi geluister. Dit gebeur ook. Ja, ek het nie geluister. Alles is nuut. Jy vertel hierdie weer, want ek het die laaste geluister. Dit is altyd so sê, nee, wat se van Alpha, wat, jy het Alpha gery? Wat, ek het dit nooit geweet nie. Nee, daai 3 stories wat ek vertel het. Ek het uitgebly. Ja, nee, wat, is Alpha, ek wil nie hoor. Lekker om julle te sien, ouens. Ek dink ons is daarom deur die ergste met hierdie winter, né? Alhoewel ek sê dit dan volgende week. Môre is dit, vandag is dit somer, volgende week is dit. Ja, hulle sê weer altyd, winter. jy kom nog een groot koue. Ja, dis waar. Nog een groot koue. Ek dink dit was nou gewees. Ja, maar jy kom nog een weer. Dit is altyd so, nou kom nog een. En dan... Ja, maar dit is weer 17 grade of iets volgende week. Bly die koud weer. Regtig? Nee, somer sukses. Ek dink 23 vandag. Ja, maar gister is Pretoria, man. Dis nie Vrystaat hier nie. Maar so gepraat van die Vrystaat. Ek was nou, was lekker, man. Ek was, hoe lang terug was dit nou? So 2 weke terug. 3 weke terug.
Dis ek 'n bietjie Bloemfontein toe vir die Vrystaat Kunstefees. Ja, dit is sorry. wel, Dit gaan nog 'n kou wees. Sondag Dit is is 12. Ek het jou gesê. Nog een. Yesie. Dis koud. Ja, maar dan onthou die ouens lag 12 is 'n vir yskas, ouens dis lag nie 'n vir ons. vrieskas Ouens lag vir ons daar in die Vrystaat. Waar is dit nog Dink so dis koud. koud? Ja, nee, Maar word 12 nie is daar altyd warm in die dag nie, of nie altyd nie? nee, dis warm in die dag. O, Is 'n ek wil sê as hy baie warm dag sal hy om so 16. Dan jy wonderlike, maar dis blue skies, jy weet, dit help daar. maar ja, is die kunstefees. Ja, Waar is gister- dit? Dis op Koffsie Campus, is in Bloemfontein. Bloemfontein. Ja, maar wat ek dink ek het al vir julle gesê wat vir my interessant is, ek het nou gegaan, want weet die ATKV is daar. Daar's optredes, die ouens sing. Ouens tree op, weet bekende ouens, nuwe ouens. Jy het Hannes van Kwela, hulle is daar, jy weet, so jy het bekendes, hulle het so oop. Toe ek die aand uitstap, ek het daar manne stryd om show gaan kyk. En toe's Jack Barrow op stage. Jy weet, so dis nie dat dit hier is full on die ding, maar is op campus. Maar ek dink wat vir my nogal opvallend was, ek het gaan stop by my ou koshuis. Nou ek weet nie ouens, ek gaan nie verveel met Koffsie Campus nie, maar Koffsie Campus het oor die jare vir daai, jy weet, en dis maar die leierskap, rektors en dinge wat agendas, onder andere daai Prof Jansen wat berig is. So een van sy visies en missies was om die koshuis name te verander. Wat nou, ons was JB Mertzog en ek sê altyd, een was De Wet, Verwoerd. I get the Verwoerd en ek get the Dave Milan, maar anders so Linout. Dan moet jy boom, Kiepersol, Karrie. Redelik Dis non-discriminating. Dis stupid, maar nou die punt is net, dit was nou weer agenda, die name is verander, en toe daai name verander is, toe vee jy 20, 30, 50 jaar se geskiedenis uit. Ja. Want baie van die ou manne sê, maar ek het nie ons is nou huisbeiers nog die byvoorbeeld. Ons is nie huisbeiers nog die. Ons was huis Ewe Mertzog, die huis van meesters was ons. So nou die ouens wat ek wil sê testimony is nou, en dankie tog vir tegnologie. Jy weet, nou het ons WhatsApp groepe, ons het, ek wil sê jaargroepe wat so varieer, ek wil sê ouderdom verskille met up to 4 jaar of so, gemiddeld, maar nou hang jy uit en jy bly in kontak en so aan. Maar in elk geval, so daai is my tragies, is woonstelblokke, so ek het er aangekom en jy kan sien die siel is uit hom uitgeruk, dis verblyf. Maar toe stap ek op campus en eerste ding wat my opgeval is hoe netjies dit is. Jy weet, Koffsie Campus is al lankal nie meer wit nie. Ek kan die mees gemiddeld ou weet dit. Maar netjies, jy weet, dis netjies wat ek selfs kan onthou. Maar wat vir my verskriklik opvallend was en wat positief was, ek dink ek het vir jou gesê, Ewald, dis so klein die campus vir my gevoel het. Het is my gekrimp. Wat vir my positief was. Maar jy weet, alles is jy vir my groter geword. in mentally. Dis wat ek bedoel, man. Maar ek het definitief groot opgegroei. die middel en mentally het ek groter geword, middelgewys. Jou ego het groter Alles, ek het drie goed het gegroei. En 4. En ja, toe stap ek deur en toe sê ek juist ook waar ekonomiese en bestuurswetenskappe toe. Dit was ek bietjie gaan kyk waar ek baie in die klas, baie toetse moes oordoen in eksamens, want ek was nie baie in die klas Ja, nie. wil jy sê waar jy baie in die klas Moes gewees het. En langs toe die kort, en ek sal dit terugtrek, hulle is besig met so lief as wat ek vir besigheid was Koffsies was nooit sterk met besigheid nie. Byvoorbeeld hulle het hierdie etlike vakke, so ek sê, soos ou botties, dat sê ek ekonomie, rekening, sekere dosente of wat ons, ek so sê tops was, maar nie as 'n fakulteit soos wat RAL, as jy rekenkunde gaan swat of reken, gaan jy RAL toe, jy weet, of ek wil sê Koffsies was baie meer medies, natuurlijk op sy sterkste, so ek sê, van sy sterkste fakulteite gewees, back in the day. Maar ek dink dis met enige besigheid ook, die universiteit het ook sekere sterkpunte, jy weet as jy gaan spesialiseer in hierdie rigting, is dit hierdie twee, wat se naam, Yes. daar is nie, daar, weet, en dan, ek dink, en nou wonder ek oor dit ook altyd, is, as Pretoria na die naaste is, maar ek sit nou nie die beste, kom ons sê soos graphic design of daai tipe goeders, dis nou waar open window en hierdie aansoek, wat jy sê, luister jy kan nie alles vir almal wees nie. Daar is sekere goeders wat ons goed doen, en kom ons
kom ons wees uitmuntend Ja, op dit. ons zoom in In op plaas van net om te sê ek is universiteit, sê, Yes. ja, ons is, maar daar's hierdie goeders wat ons op so fokus wat ons wêreldklas maak. En dan maak dit nie saak of my ranking in die wêreld overall dit is nie, maar vir hierdie spesialiteit, vir medies, Ja, is ons top 10. Vir law is ons top 10. Vir ingenieur, ek weet Tuks is bekend vir ingenieurskappe, weet ek. natuurlijk. En ek dink, nee man, dis geanker in Denel en Kruigkor, nee, back in the day. Dit maak nou weer sin dat jy 'n feeder het, of Kosvat Bloemfontein ook regs. Oor die Appelhof, ek bedoel Bloemfontein is mos nou maar 'n wille regs Dit is hub. eintlik die judicial capital. Ja, is jou Appelhof, of Ja. whatever, ja, daar's... Is dit ooit meer? Want die grondwetlike hof is in Johannesburg, is eintlik belangrik. Ek weet nie, daar's klomp mooi geboue daar. Ja. wat iets met die reg te doen het. Maar nee, dit is en daai is ook, ek wil amper sê in terme selfs jou bemarking. Dis wat ek dink universiteite back in the day ook, ons wil alles vir almal wees versus kom ons hang 2 of 3 goed aan die groot klok. Maar ek wil nou ook sê daai ouens wat uitgekom het en jy weet, daar was jou wat het hulle genoem? Hulle was maar soos 'n rap man, dan kom we aan die skool toe kon vertel jy. Scout. Ja, so nie eers 'n scout nie, dit was net hier is ons, hey, Koffsies is die beste, jy moet sien toe kom. Jy weet, alhoewel ek het nooit niemand anders gesien nie. Ek weet nie waar die lyke lê van die Transvaalse universiteite nie. En ek dink die Kaapenaars weet nie waar die Vrystaat is nie, maar in elk geval. Ja, maar ek dink almal wil anyway so intoe kom van die oos van oral dat hulle het nie nodig om te bemark nie. Hulle dis die ander ding nie. Alhoewel daar nee, maar goed dit ekskuus van. dat ek sê, hulle het nie nodig om so ver te bemark nie, want Yes. want Captive market. want as jy gaan kyk na jou mark, weet dis less likely dat die Vrystaat se ou al die pad Transvaal toe sal kom. Of Stellenbosch toe of dit is so, dit is hulle het in daai opsig So as ons Pietsel mos sentraal Suid-Afrika. Target Ons wil hom market. nou Ha. so dis nou die naam op OFM, sentraal Suid-Afrika. Ons is in die middel. Ons van alles. Is die middel. Maar Middel van niks aan nêrens. Kyk, is die middel, is die middel van nêrens, middel van alles. Hoe's daai vir ons is in die middel van alles. Daai woordkeuse, die glas is half vol. Vir die Maar- Vrystaat. Maar ja, lang storie kort, toe soos hulle byvoorbeeld eers, ek dink 99 het Koffsie sy MBA program geloods en so aan. So daar was ek sê nooit 'n regtig sterk besigheidsaanslag nie, alhoewel verstommend een van die belangrikste landboufakulteite in Suid-Afrika, baie entrepreneurs wat uit die Vrystaat, so dit was dis 'n vreemde ding actually dat daai nooit. Maar anyway, so hulle het nou wat ek toe uitgevind het en ek het nou met die girl, ek het die girl al ontmoet en ons gesels 'n bietjie. Hulle het nou 'n incubator, entrepreneurs incubator wat hulle gaan launch, maar dis gefokus op agripreneurs, nie agripreneurs. So agris SMEs, startups en so aan wat hulle nou daar Sal hom nice as ons land meer agripreneurs as tenderpreneurs het. Yes, hè? Imagine Ek is soos that. ja, maar soos Enige preneer behalwe tender. ja, enige preneur. Al wat tender moet wees is wat jy braai. Jy weet dit. Nee, verseker. Ek het genoeg Bentleys gesien. Ja, nee. Ek dink ek sien meer Bentleys hier in Sandton as wat ek in bloody Londen gesien het, maar anyway, so dit was baie lekker gewees. My, jy weet, 'n bietjie rondloop, baie nostalgies geraak. Maar ek is bly dat ek 'n bietjie weer daarso, ek wil sê rede het om daai kant toe te dink en te praat. Jy weet, Ja, 'n positiewe ervaring te hê by die Korrek. plek. Korrek. En hoe is die kunstefees? Was populêr, mense het dit gelike. Hoe was die Ja, ek dink hy het goed gedoen. Ek dink hy, jy weet, baie van die shows was vol. Jy weet, maar weer eens is nie dat dan nou, dit is op kampus, so daar's verskillende teaters en so aan. Frank Opperman, ek het byvoorbeeld sy show gaan kyk, Reunie, wat hy 1980s matriek, hy weet hy doen multiple, weet, verskeie rolle, dus dit is baie snaaks geweest. Ek sê Amanda het nou gesing, weet ek nog gaan kyk. Ek vergeet nou. Nee, dit was vir my baie positief. Ek dink as ek dit kan opsom, is vir my soos 'n klein KAK&K. Want hy die stalletjies, Kako en Kakie. KAK&Kakie. Maar jy gaan KAK&Kakie. Is as die ouens die jy gaan Kakie. Kakie keer ook te begin. Jy gaan Kakie. Maar nee, so ek dink hy het legs, jy weet, ek dink as die ouens hy doen goed, maar Hoeveelste jaar is dit nou wat hy?
Ek weet nie, ek dink hy's jonk. Ek het nog nie veel Was 'n daarvan paar jaar, dis hoekom ek sê, as jy vir my moet sê waar aardklop byvoorbeeld. Ek was nog nooit by aardklop nie. Ek dink Alpha aardklop is geanker in musiek. Ek dink is 'n groot, ek sê nie net dit nie, maar ek dink dit is sy posisionering is musiek. Ek dink selfs die KAK&K is musiek en teater en ek dink, ek weet nie, so ek sê ek dalk is ek heeltemal verkeerd, maar my gevoel was dis 'n mini KAK&K, maar hy's sentraal. So ek dink in terme van sy ligging ek dink as hulle hom reg speel en dat jou kyk net opdag in jou ATKV. Dis nie dat jy weet, dis nie Mickey Mouse nie. Jy weet, as die groot name opdag in brands, Afrikaanse handelsmerke, dan weet jy hulle mik nie regte rigting. Hoor jy maar nou weer op dieselfde, maar heeltemal 'n ander noot. Vriend van my was by Africa Burn. Ken julle dit? Nee. Ek weet van die burn konsep. Africa Burn. Ja, Africa Burn, is in die Karoo. So dis was Maar kyk, eintlik Burning Man. Ja, maar dis mos dieselfde. Dis jy gaan na woestyn plek toe en Klomp blerrie hippies man. Ja, maar jy is heeltemal reg, maar dit is al 'n bietjie van 'n luxe hippie. Ek weet nou want waarvan jy praat. Dit Ek kos weet jou 'n nou. hele paar rand om te gaan. Jy kan nie sommer net hitchhike en dit opdaagie. Ja, nee, dit is Goeie goeie drugs. R10,000 wat kos om so te kan gaan, want jy moet allerhande, jy moet gaan kamp en alle provisions saamvat en Ja, so Dis en is die basic- 2 ster nie. ja, en jy vat, daar's nie geld nie. Dis 'n bartering system, die hele plek. So jy kom basically daar aan en koop in op die hele gemeenskap ding. Almal vat wat hulle het en as jy sê wat iemand anders nodig het of wat, dan ruil jy. My hemel. Maar dis soos in 'n dit sê dis 'n euforiese ervaring dat die mense kom daar aan en hulle soos okay, cool, ek's nou op 'n ander plek, ander reëls, ander alles. En mense het net hierdie switch. Vegas. En ja, wel maar op 'n kampterrein. Ja. What happens in every burn stays in every burn. We burn Ja. it. we burn those Ja, naughty. sê dit is meestal soos professionele, jy weet, al hoër LSM persoon wat daar is, maar die atmosfeer is net mind-blowing, life-changing in fact. So dit is glad nie almal se koppie tee nie, maar as jy daar is, dan switch jy nou in dit. En dat hulle nou hierdie massiewe strukture wat die mense flip en baie moeite mee doen, wat hulle soos 'n ding bou wat so 'n afbeelding is of een van haar kunswerk, en dan kry elkeen nou 'n kans om die ding te brand. En dan is dit soos 'n groot seremonie wat die mense so in die aande so om die ding gaan staan, en dan sal nou die hoofargitek van hierdie werk wat nou die ding aan die brand steek, aan Afrika mense soos nou uit en Gaan hulle met hulle reendans. Ja, maar dit is soos dit. Maar nee, hierdie vriend van my sê was daai, hy sal dit definitief weer doen, en dit was soos hy het anders teruggekom. Ook van, okay, dis ook extreme in die sin van, okay, jy is nou daar en jy, dis bietjie psychedelic experience ook. Almal kan dit doen op hulle manier, Ja. maar meeste mense daar so is soos, okay, Ja. no rules, en hy sê is amper soos die Garden of Eden, jy weet, soos, jy sal iemand kry wat net soos kaal rondloop, of mense sal net soos hulle klere uittrek, nie in 'n perverse manier en begin weird nou raak en goed nie, soos Total Soos- letterlik. Ja, soos net mense sal, they'll just be. It was 'n Jy weet, nudist beach. ja, 'n bietjie van dit, maar sonder dat dit nou, hy sê dat jy dink aan die begin is bietjie weird, dan besef jy later dan soos, nee, dis actually in 'n manier net soos cool, jy weet. Duitsers kan nie verkeerd wees nie. Ja, daar's baie oorseese mense wat kom van Europa af en goeters wat, dis 'n crazy ervaring, maar ja, so week lank wat jy daar in die Karoo, middel van nêrens, so private society vir 'n week. Ek wonder wat is die grootte van jy weet as jy nou juis die KAK&K, jy weet hierdie Afriburn, wat is die geld? Wat is die grootte van daai, kon sê eventsmark, nee. Maar dit en is ook nou meer outdoor. Ek wonder wat is die size van dit en want hierdie goeters is dit laat my dink aan nou, dit was daai Epic, wat was daai mountain bike? Ja, Sketchy Cape Epic, ja. Nee, want daai is daai
events word so groot, nee, dis wat jy doen. Ek dink soos Handtex, ek het eendag 'n dame hier ontmoet wat Iemand werk heel jaar. hulle werk die hele jaar vir daai Met 'n span. vir daai 5 dae. Ja, dis alles hardloop rondom daai groot event. Ja, ja. Ja, is maar gewoonlik 'n groot ding van dit te sponsor. So, aan die begin moet jy eers traction kry. Dan sê mense, okay, nou het jy iets om te Jy moet die voete kry. Ja. Soos 'n En bietjie dan- van 'n catch-22 en daarop so. Maar eventually, hoe ek het verstaan, is meeste events, die sponsor is die eintlike ding, dat jou, die kaartjies wat jy verkoop en dit, ja, maar, hy hang af ook seker nou van die model, het as jy nou, as hulle nou nie betaal om die campus te gebruik nie, en hulle kan al die inkomste vir hulle self vat, en goed, maar natuurlijk is op flip en baie uitgawes, daar mense wat heel jaar moet reël en bemark, dit kost maar seker baie geld, en eers gewoonlik hierso by 'n tweede of 'n derde keer, wat jy sê, okay, ons het elke jaar soveel % gegroei, ons het hierdie jaar soveel markies en uitstallers en al daai goed, dan kom die sponsors en dit maak dit dan eintlik vir jou die moeite werd, dan cover hulle vir jou uitgawes grootliks, en dan kan jy begin uit al daai ander goeders ietsie maak, maar ek dink daar's baie mense wat in 'n illusie is van 'n quick buck en sê, man, kyk jy, ons gaan 5000 mense nooi, Mal, ja, ons nou baie geld, ja. en dan, Ja, en jou eiers is in een mandjie, nee. Want ek bedoel, as jy nou vir my 'n keuse moet gee om, ek sit hier en ek dink, ja, ek sal met 'n span 11 en 'n half maande werk aan een projek. En dis wat ons doen, weet, in terme van 'n fokuspunt. Dis my lekker gedagte uit fokus uit, maar al jou eiers, jou eier is in een mandjie, nee. ja, en dan reën dit die week voor die tyd, of Al- is 'n koue ja. front, en dan, nou nie meer lus nie. Ja, en jy kan nie daai kan jy nie preempt nie. Nee, Dis wat dit moeilik maak van 'n groot event. Weet, kleiner was so daai wat hulle nie dome of so iets, daar's redelik gecovered. Ek het nog die aircon aansit of die heater. Ja, so en selfs as die Handtex, so alles wat indoors is, kan jy het dalk nog so 'n bietjie traction, maar as jy 'n groot open door live ding doen, dan weet jy is maar dit is afhangende van die weer. As die weer goed is, kuier almal lekkerder en die vibes lekker, maar dit is nie lekker om 'n show te kyk en nat te reën nie. Maar jy kan ook altyd maak soos, Glastonbury in Engeland, nee. ja, wat daai daar is- kan die mense nie Ja, om, maar daar is fout met daai Britte, want dit reën elke jaar daar, jy maak weer reg gaan, vir die ja. modder, Ah. maar hulle is die grootste, jy gaan met grootste boots. musiekshows in die wêreld, nee. Ja. crazy. Ja, maar jy kan ook maak soos Japan, jy hou net dieselfde event die volgende jaar en hou die naam dieselfde. Was die Olympics nie soos die volgende jaar, die vorige jaar se. Kyk, dit help as elke 4 jaar. 2021. 2021. Slash. It's Tokyo 2020 in 2021. Welcome to Tokyo 2020 in 2030. We take you back to those great COVID memories. We take you back to the great COVID memory. Kijk, is dit hy jabs so hy goed, ek wil sê wat dit kon afpoel, nee. Maar hoe kan hulle dit nie reg gekry het om daai ninja sports in die Olympics in te kry nie, waar die ouens so oor daai goed moet hardloop en so val. Oh, hey! Ek weet nie of hulle daai. Ja, maar dis net hulle wat Ja, gaan meneer, deelneem. Dis die ding. Dan is dit nie Olympics nie, nee. En ek weet hoeveel die ninjas daaroor. Is hulle nie 'n minority groep daar so in Japan nie? Ek maak jou dood. Ja. Maar ja, so nee, ek dink ek dink wat goed is, ons het ek sou sê ter opsong in die Afrikaanse KAK&K aardvark hierdie kunstefees en ek dink die woordfees, nee, in Stellenbosch en ek dink die woordfees val ook super suksesvol. Maar een ding wat verseker wat interessant is wat almal in gemeen het behalwe die KAK&K is hulle basispunt is 'n kampus. Aardvark is Potchefstroom. Dat is regtig aardvark. Ek dog jy praat dit verkeerd. Wat is hy? Aardklop man, aardklop. Ek noem dit die hele tyd aardvark. Jy het gerom het. Aardklop. Ek dog was twee, die aardklop en die aardvark. Ja, dis die kompetisie. Hy sê naweek aan na.
Van die weer sleg was. Nee, ek dink Is aardklop. aardvark is dit is die parallelle die para-aardklop is die aardvark. Is die klop. Soos wat ek was al by sulke feeste gewees, dan kom ek terug, ek weet een keer op skool, dan kom ek terug sê my ouers, kan jy 'n fees, wat julle gaan kyk? Ek is shit, ek het iets Jy moet sê, of jy moet net weet wat gewys het. ek weet nie wat vir mekaar gekyk het. Jy sal nie glo wat Frikkie gedoen het Vrydag nie. Dis was hy aard. Kom ek vertel jou daai storie. Nee, ek het vir julle 'n interessante gevalle studie van 'n ding wat hierdie week gebeur het. Oor wat ek net oor 'n vriend van my wat in Suid-Afrika is en hy doen werk vir 'n company in Duitsland wat 'n start-up is. En hy doen ontwerpwerk en illustrasie en Jou daar nie in Stellenbosch, of wie was ja man, ek jy My nice ou. nie in Stellenbosch in die Kaap self. Is hy die Kaap? Hy's 'n baie smart ou. Is hy nie ook Ja man, hy was daar by my partytjie gewees. Ja, hy was ook hy het hom hier in die boardroom gehad eendag. Yes. Daar is 'n ander ou, dis sy vriend. Okay. Maar maar almal wat luister is nou baie Sy vriend, ja. so hy doen soos strategiese visuele kommunikasie werk vir hierdie company en ontwerp maar dis 'n start-up in Duitsland wat pet food verkoop. En nou werk hy vir hulle vir 'n rukkie, nou kom hulle na hom toe met 'n share offer. Nou ek deel hierdie want dit is in generiese terme en goed so. So hy sweat equity. Hulle sê nou kry hy 'n kontrak, nou klassiek, jy weet, forward dit vir my, wat sien jy, wat dink jy? Nou, wat doen ek, wat enige goeie prokureur doen, copy and paste ChatGPT, jy weet. What's wrong with this? Nou begin ek hierdie ding so interrogate goed. Nou is dit effectively, aan die een kant gee hulle 'n consulting agreement vir services, en saam met dit wat hulle noem 'n convertible loan agreement, wat saam met daai service agreement gelees word, en aan die een kant sê dit, ons gaan jou laat werk en betaal, maar aan die ander kant sê dit, alles wat jy betaal moet word 'n skuld van die company aan jou, wat ons elke nou en dan gaan omsit in aandele. En ons gaan dan hierdie company nog finansiering reis, dan gaan jou aandelewaarde opgaan. En dit is nou ons... So is 'n director's loan, basically, wat hom convert. Ja, hy is die eerste director, nee, hy word 'n shareholder. Dit is debt wat convert na equity. Maar dan... dis als generiese terme, daar is eintlik net so 2 of 3 van die hele ding wat spesifiek is. Wat actually spesifiek is, en dit kom daarop neer, jou lening, of ons betaal jou nie, maar dit word geag 'n lening te wees, ons gaan finansiering reis, en hiersoos die waardasie van die aandele, metode wat ons gaan volg, en basies ook wel, dis ook generies eintlik, maar wanneer kan jy nou uitklim? En aan die een kant, jy weet, eerste gedagte, jy gaan shares kry in 'n Duitse company. Nou kyk, miskien klink dit vir iemand goed, want dit klink soos 'n bate. Maar nou, hoe meer ek die ding toe deurdink, uiteindelik was baie van die advies en terugvoer aan hom, kyk, die legal gedeelte is een ding, wat sê hierdie papier? Maar die eintlike ding wat ons hier moet oorweeg is, wat is voorspelbare situasies en scenario's wat hier kan uitspeel? So kom ons draf die ding net so 'n bietjie deur. Maar is dit nie eintlik, ek dink dis baie keer wat ons oor gepraat het, dis eintlik wat daai legal kontrak moet sê. Is nie net hierso is nie, maar in die geval van, en dan dis die gameplan wat direk kan werk, dan kan jy terugval op die kontrak. En ek dink dis baie keer, dis ook nie net moet na 'n standaard kontrak toe gaan nie, want jy moet nou dink, en ek dink is die regte metode wat jy volg, nou nee, maar jy is om te sê, okay goed, daar's niks wat opvallend is nie, die reels lyk vir my selfe, maar kom ons kyk net 'n bietjie deur die gameplan, hoe gaan die reels hom beïnvloed? Nie net vir as ons wen nie net vir, weet ek dink dis die groot ding altyd is mens,
weet jy, soos, sê maar, soos, weet jy, almal wil, niemand trou om te skei nie, weet, almal hoop, dit is forever Happily after, ever after, en ja. alles is net all gloomy, not En gloomy. ek dink is ek weet vandag, ekskuus, maar vir jou nie rede die en dan wil ek selfs die harde les met hierdie jaar is hoe vinnig jy kan skei. Ek dink daai was vir my as ek dit my hele uitkyk Net op toekomstige kontrakte van die spoed wat jy kan. Ja. Sê jy? Besigheid, ons praat besigheid. Ja. Niks met my vrou te doen nie. Ek sê vir jou ek sê vir jou liefie, my As liefie jy bokkie. luister, my vrou luister gelukkig. Nee, Dus sy kyk podcast, maar sy nog kyk, sy soek nog steeds ons show. Ek sê 'n bietjie. Nee, so wat dit toe uiteindelik so 'n bietjie op neerkom was, okay, eerste ding was, okay, kom ons verduidelik wat sê hierdie ding, hoe is hierdie deal gestructured, wat is die aard van jou transaksie, maar aan die ander kant, kom ons gaan kyk na wat is die moontlike scenario's en ek beeld eers vir hom uit, goed, dis 3 goed wat kan gebeur. As jy nou, kom ons veronderstel, jy werk en jy kry nou hierdie aandele. Hulle gaan finansiering kry of hulle gaan nie. Dit gaan baie wees of dit gaan min wees. As hulle baie finansiering kry en hierdie company word miljoene euro werd, dan het jy 'n stukkie van ietsie groot, want jy koop dit teen 'n token amount wat vas is vir jou voordeel. Maar as hierdie ouens nie 'n company gaan oprig van miljoene euro nie, nou dink mooi daaraan, 'n start-up, jy's in die pet food industry, so wat is regtig die moontlikhede vir jou om so groot te gaan? Wat is die faktore? Wat is die tekens? Ja, dit maak jou baie anders om in hierdie baie kompeterende industrie teen die groot seuns in te gaan. Ja, want jy het, aan die begin praat ons nog branding en marketing en sulke goeders, maar baie vinnig gaan jy dit vashardloop van soos value chain issues. Hoorie, okay, ek wil 40 ton skuif. Hoeveel trokke het ek? Wie is my transporters? Moet ek nie 'n silo koop nie? Ja, Duitsland is nie 'n klein land nie. Ja, hoe deel ons met die regulasies van gesondheid en veiligheid en environment? Jy weet, nou kort jy 'n board of directors en 'n internal audit and risk committee en 'n Ja, hierdie is nie om is nie Amazon, is nie e-commerce. Amazon huge, jy weet, maar selfs Amazon. Dis nie net 'n website nie. It's all about everything else. Ja. En nou dieselfde met hierdie. Nou soos, okay, jy kan op jou beste pand jy die uit hierdie ouens uit en jy kry vir hulle sales en jy increase hulle potensiaal eintlik maar net. Maar as hulle nie kan deurvoer op daai goed en dan jy 'n maksimum groei tempo. Jy kan ge-acquire word en merge en Dis 10 jaar van nou af. ja, maar hoe vinnig kan dit wees? Ek vertel vir hom dat ek was vroeër in die jaar in gesprekke met ander kliënte van my wat soos 'n meel wat hulle, ek dink hulle met basically 'n meel waar hulle pet food maak. Grind maar net goed, maak dit saam, compress it basically. En dit het also gaan oor die infrastruktuur, die fasiliteite en hoe vinnig gaan ons 'n operasionele span in plek kry? Wat se staf gaan hier so werk? Wat is die operasionele kostes? Hoe lyk ons supplier relationships? Teen wat koop ons hierdie goed? Kan ons dit die heel jaar lank koop? Hoe lyk ons afsetgebied? Hoeveel mense het ons retailers en wholesalers, reps, al daai goed? En vertel ek vir hom, daai is actually wat jy nodig het om na te kyk. Jy moet eerstens besef, hierdie ouens sê, ons gaan jou nie meer betaal nie. Jy gaan vir 2 jaar of wat flat out moet werk, want ons gaan van jou verwag, hoor jy is mos nou 'n shareholder. Jy is mos nou saam in die ding. Jy's incentivized. Hy is eintlik nie incentivized nie, want hy kry nie meer geld elke maand nie. Hy moet net hierdie groot opofferings maak van hierdie plek deur aan die ander kant. En dan het hy geen beheer, hy het geen insig oor hoe hulle die besigheid operate nie. Hy is nie 'n direkteur en hy wil nie een wees nie, want as jy is dat jy 'n liability in Duitsland, wat weet hy van Duitsland? So, wys ek het vir hom so uit, jy weet dat die opportunity cost uiteindelik teenoor die risk. Jy het soveel risk, jy moet seker maak dat hulle actually bestaan en regtig doen wat hulle sê hulle doen en dat hierdie nie sommer net so 'n parallelle company met amper dieselfde naam is en jy gaan dit nie eers agterkom dalk, jy weet, 1 digit geskuif of ietsie. En dan moet hulle actually
al hierdie goed doen wat hulle gesê het hulle gaan doen, dit moet werk, hulle moet iemand kry wat huge hoeveelheid geld na hulle kant toe gooi, dan moet mens weet dat daai geld kom nooit sonder touwtjies nie, daar's altyd allerhande voorwaardes en wanneer betaal wat uit en sulke goeder, en dan moet jy die company begin bou, dan moet die goed convert, so hulle gee vir jou eintlik, hierdie share wat jy kry, is soos 'n unieke tipe Bitcoin, want hy bestaan net hier, maar is op papier, is nie eers 'n blockchain ding nie, jy kan hom nie aan enigiemand gaan verkoop nie, net aan hierdie mense in hierdie 3 spesifieke situasies, en dan hoop jy, intussen het al 1000 miljoen van hierdie goed perfek uitgewerk, om vir jou daai waarde te gee, en wat kry jy? Jou fooi, wat hopelik so bietjie meer geword het. So, toe gesels so daaroor, toe uiteindelik, nou moet ons dink, okay, hoe reply mense nou op hierdie, dis nice, dis cool, die ouens het moeite gedoen, iemand... Jy wil nou nie insult nie. Ja, maar aan die ander kant, moet jy nou nie probeer nice wees, en jouself hier in een of ander bad deal inkry, en dan uiteindelik is jy committed, jy weet, en as jy halfpad wil uitklim, dan jy niks, dan gaan jy daai ouens, moet jy hulle gaan dagvaar in 'n Duitse hof, hoe gaan jy dit doen vir wat, jy weet, hoeveel gaan dit kos, toe uiteindelik, toe ons nou baie oor die ding gedeliberate het en goeders, en hoe dit, toe replace net met 'n two-liner, en wat, ek moet net sê, die opsies is, track changes, en begin hierdie ding spoeg en plak, soos 'n ander kliënt stuur ander dag vir my, hulle het hulle engagement letter vir 'n company gestuur, kom maar soos 250 track changes terug en comments, die drie het hulle kontrak ge-overhaul, Sure. wat nice is aan die een kant, maar lastig, want nou kan jy nie aangaan met die werk nie, maar ek sê vir hulle, ten minste lees iemand vir eens julle goed, maar nou, in hierdie geval, nou, moet ons nou vir hulle terugstuur, ons gaan nie die hele kontrak begin edit nie, ons gaan ook nie laat hy hierdie memo wat ek nou vir hom gestuur het, wat eintlik sy cheat sheet is, dit net so stuur nie, want dit is eintlik vir hom, as hy dit vir hulle stuur, ja, dan gaan hulle maar net al die vrae antwoord wat ons daar binne het. Toe, uiteindelik, toe help ek hom met 'n reply, wat eerstens net, natuurlik dankie en al die fluff, maar, ek is bereid om hierdie offer verder te oorweeg, as julle my, soveel €1000 per maand, vir soveel maksimum ure, steeds betaal, Soos 'n onverwaarlik, fondasie, ja. dan stel ek belang in die deal. Ja. Want ek sê, Kom ons deel die risiko, ouens. ja, kry nog steeds geld, en dan die dummy in die mond, jy weet, maar moenie dit ruil vir dit nie. En die tweede ding was, as jylle keen is, op bogenoemde, dan wil ek net 'n basiese due diligence doen, waar is papiere, die besigheidsplan, prospectus, financials, al daai goed. So toe sit dit baie kort reply, maar hy's rustig, want hy weet, as hulle ja sê vir alles, dan is dit soos, sure, dis 'n deal. As hulle nee sê, dan weet jy, okay, al wat hulle wou doen is om op te hou om jou te betaal. Dis regtig al wat dit neerkom. Die res is 'n absolute stukkie hoop wat hulle jou gee, wat jy geen beheer oor het. En, maar as hulle terugkom, en hulle praat met jou, dan weet jy, ja, hierdie is actually mense wat met wie ek 'n pad kan stap, maar, en dit is ook nie offensive om 'n counter-offer te maak nie. Hulle kom met hulle offer eerste. Wie sê, dis nie windgat en inappropriate en... Maar dis interessant wat jy daar sê, maar ek wonder of het geanker is partykeer in ons belief system, nee, dat om te sê, as jy nou, miskien, kom ons challenge het, ek is dalk nou so, nee, om te sê, hier is 'n kontrak vir jou, al is jy bietjie bekommerd, maar ek meer bang om die kontrak te verloor, of die opsie, en in plaas van om te sê, okay, goed, maar jy weet wat, hier is 'n paar goed wat my pla, kan ons net eintlik het bespreek. Ek stel belang. Ja, ek sien, ek weet nie, ek sê nie nee nie. Yes, ek dink so, maar hier is dalk 1 of 2 klausules wat my ongemaklik laat voel, kan ons dit dalk, en ek dink baie keer vind mens, dit is, ek maar dis ons standaard kontrak, sure, in konteks van die tipe kontrak wat ons met jou het, maak hierdie eintlik sin dat ons die klausule moet verander, maar ek dink, ek wonder nogal oor dit is, partykeer moet mense dit net bietjie, soos ek sê, dis weer in daai balans, soos wat jy nog sê het, jy het dit baie mooi gesê, is nie nee, is
luister, ek dink net kom ons verander die ding om vir ons beide meer positief te wees. So ja, so miskien is daar, ja, ek wil nog steeds betaal word, maar ek sal dalk teen 'n laer tarief doen met die incentive dat ja, ek gaan 'n potensiële shareholder word. Maar nie, ek dink daar is baie keer wat mens verblind word deur die ek kan 'n potensiële shareholder doen, want daar's altyd die as jy die Hollywood movies, maar daar's die Facebooks en die wat's nog. Daar's daai top 0.001% wat die groot stories is en wat groot gegaan het. Maar ek dink daar's hordes van hierdie startups wat ons almal drink die Kool-Aid en ons is in for it, maar dan moet jy by die actual werk kom en sê wat daar is en sê dit die idee self is goed in die begin om almal hype te kry en jy kan as jy 'n goeie sales as kan jy die geld inkry en jy kan die first round of funding doen. Maar dan as die geld regtig groter raak, dan doen mense hulle due diligence. Dan is dit nie meer net van luister Jock, ek glo jou nie, maar ek glo jou nie. Dis luister okay, ek glo jou maar, soos jy nou sê. Waar is jou financial statement? Kom ons doen nie dit as die bedrag sekere plek oorskry, dan doen mense due diligence. En dan kom kyk hulle actually, soos jy nou praat van operasionele goed, nie net oor die staat eintlik, maar luister maar, as jy sê jy wil groei, as jy jou groei wil verdubbel, ons wat nou gewoonlik hierdie tipe maatskappy koop, jy gaan in value chain en hierdie tipe goeders in hardloop. Hoe adresseer jy dit? Soos nie net gee my jou financials nie, luister in terme van jou business planning. Ons verstaan hierdie tipe besighede. As jy nou wil dubbel groei, hoe adresseer jy hierdie en hierdie? Waar is jou besigheidsplan wat klaar dit bewys hoe jy dit gaan doen, nee? Ja, want wat ek vir hom sê is, hoe dink jy gaan hulle 'n investor kry as hulle nie vir jou kan oortuig nie? Ja. Jy gaan ook mos nou 'n shareholder word, net soos wat die investor, hy gaan maar net baie meer shares kry as jy. Nou, wat gaan hulle vir daai persoon? En hy gaan meer vra baie meer vra. Hier is nie suppose om jou ongemaklik te maak nie. Ja. Dit is in geval vir my ek bedoel daar's 'n tema op sy eie. Die konsep van sweat equity. En wanneer is dit van toepassing? Nou my eerste alarms toe jy nou die storie begin vertel het, is dat wat as jy moet gaan kyk na Silicon Valley, wie kry sweat equity? En wie is employee number 2, 3, 4 en 5? Dit is kritiese, highly competent, baie duur mense. Correct, né? Thanks, Zach. Thank you, man. Coffee day. Thanks, my man. Gesponsor deur Boma at 21. Lekker pot koffie. Vir al jou toebore en haarprodukte. Kantoorpark. Kantoorparkie. Sou lekker naam, kantoorparkie. Besigheid speel. Besigheid, that's it. So, jy moet waar ons besigheid speel. Ek hou. Nou ja, kom, dis die koffie net nog nie eens ingeskop nie. I like it. So daai is al klaar vir my gevaartekens. Hoekom wil jy vir 'n ontwerper sweat of aandele aanbied? Dis nie en by the way, sukkel jy om sy salaris te betaal. Oepsie daisy. Jy wil so groei, maar jou ontwerper jy wil vir hom aandeel aanbied om 'n koste te sny. Nee, as hy 'n programmeerder is en hy kos, jy weet, 100,000 euro 'n jaar, dan wil ek amper sê I get it. Maar ook daai ou in terme van ek sê weer employee nummer 2, 3, 4 en 5, hy gaan by default kan help met die scaling. So nou sit jy met ou in Suid-Afrika, kom ons terug na wat weet hy van Duitsland af? Wat weet hy van besigheid in Duitsland? En ek point na die Duitsers toe om te sê maar dis op face value is dit vir my ek weet nie ouens, ek is nie seker hoekom jy so iets sou wou doen met ou wat in die Kaap sit en niks teen jou pel nie, ek weet nou nie sy skill sets nie, maar hoe gaan hy daai werklike waarde bring om ons te help groei in Duitsland, by the way, met, soos ek sê, as hy nou ontwerper. Hy doen wel meeste van sy werk vir oorseese kamp, hy werk actually soos vir Silicon Valley startups, doen hy hierdie tipe strategie en visual en goeders. So hy doen dit, maar ek dink aandele raak 'n ander storie, want dit is een ding om cash te kry, en dit is een ding om hierdie employee share scheme deel van te wees, en jy kry hierdie token, en jy weet nie wat jy eendag daarmee gaan doen nie, en by the way, een van die groot redes hoekom hulle
hou daarvan om vir mense sulke shares te gee, is wanneer hulle gaan lys, of veral met listings, dan kort jy 'n minimum hoeveelheid shareholders, om legitimacy te gee aan die. So, al het jy 'n klein, piepklein, 1 aandeel uit hoeveel miljoen, is daar nog steeds hierdie lys, van sê nou maar 'n kort 20 of 50 of wat ook al, anders kan jy nie list nie. So dan in die begin, dan doen nie die ouens hierdie ding wat hulle noem pre-listing shares. Nou is dit ook soos, hey, dis 'n cheap gamble. Maar nou, ja, so in hierdie geval moes ek ook vir hom uitwys dat, wanneer ek vra hom toe bietjie, hoe is hierdie mense, hoe is hulle as 'n kliënt? En hy sê, yes, daar's min mense wat my so rond, jy weet, soos dit, nee, en die scope changes, en swak instruksies, en so klaar rooi ligte, nee. Ek sê vir my, weet jy wat sê daai kontrak, nee, hulle betaal jou 1 lompsom, vir al die werk wat jy gaan doen. So jy kan nie eers al jou invoices compound en 'n vet fooi aansit. And by the way, skielik like hulle jou nie meer 2 maande voor jy moet betaal nie. En dis een van die risks. Ons like skielik nie meer hierdie ou daar in Kaapstad nie. Ja, want dit was actually een van die risks, dat as hulle sy consultancy agreement terminate voordat hy shares geconvert het, dan het hy niks. Sure. Nee, dan het hy nou 'n debt. Okay, nou kan jy nou gaan dagvaarding uittrek seker in Duitsland. Good luck with that. Maar ja, dis dit soos, jy weet, vir jou om hierdie ding te teken, moet jy met soveel risikovrede maak. En hoop op so crazy upside. En nou dink ek jy weet, so sê maar, nou moet jy begin aan 'n getal dink. Okay, maar wat gaan ek hulle nou charge vir my werk? En hoe justify ek nog steeds 'n fooi vra, as hulle my nou komstig vir my hierdie ding gee, wat soveel werd kan wees. En nou dink jy so daaraan, okay, hoeveel % van jou geld is jy bereid om te gamble? Op 'n high risk, potentially high reward ding, maar jy kan net 1 bet plaas, né? Nou, sê maar, dis 10%, ek gaan nie meer as 10% van my geld, so as jy met die voorste sak jy dobbel, nie die agtereen. Nou, sê, okay, wel, kom net 10% af met jou fooi. Dis billik. Dis about hoe ver jy maar daai is ook, dis die deel van risiko. Ek het in die week, is ek weer hierdie wonderlike offer gegee. Ek sê jou wat, jy gaan verkoop hierdie ding, dan gee ons vir jou. Sê ek, nee, ek sê jou wat, jy betaal my, terwyl ek sal my fooi subsidieer, terwyl ek gaan soek, en dan vat ek 'n kleiner fooi van die wen. So nou deel ons risiko, wat jy vir my vra, en dit is altyd interessant, ouens kyk my met sulke groot oë, ek sê wat jy vir my vra is, ek moet al die risiko vat, ek moet my netwerk gaan oopmaak, ek moet jou produk gaan verkoop, en dan wanneer ons vir jou produk, as dit kak is, dan kyk hulle na my. As ons suksesvol is, of wanneer ek suksesvol is, dan deel ons die wins. Nee. En dis die vinnigste wat ek ouens sien by deur uit hardloop. En ek het onlangs 'n ou ge-asset test, nee. Ek kom al 'n paar, soos al 2 jaar, wat hierdie ding, wat ek vir stadium sê, luister, ek kan nie hierdie projek, ek sien nie meriete hierin. Ek sien al die meriete hierin. Dus anders sou ek nie vir 2, ek en jy, en by the way, mense het nog 'n goeie verhouding begin opbou. Ek sê maar, hy is nie op my prioriteitslys nie, want I follow the money. Ek het nou 3 projekte wat kom, daar's geld betrokke, daai is kliënt, ons moet gaan deliver. Hierdie is nou die upside is wonderlik, maar weet jy wat, hy skree nie hard genoeg nie. Dus ek vir hom, help my, dat hy my aandag trek. Hoe is dit? Nee, gee my hierdie bedrag oor 3 maande, maar hier is die deal. Wanneer ons suksesvol is, dan vat jy 100% van die wins, en daai fooi wat ek wou gehad het, en ons gee jou geld eerste terug, en daarna split ons dit op die 50-50. Of ons trek 'n gedeelte van wat ons jou so lank betaal het af. Ja, so ek het vir hom gesê, nee, ek is happy met, jy maak jou beursie oop, ek gee jou geld terug met ons wenne, en dan van daar af 50-50. Ag nee, jammer om te sê. En hoeveel keer het dit al gebeur, dat jy vir iemand 'n connection maak, dan kom hulle terug en bel en sê, Jock, jy het my aan Piet voorgestel. So weet jy, ek het R200,000 op jou ge-invoice, kan ek jou vir 'n bloody steak vat? Ja. Nee, soms is dit actually net... Ander dag het my gebeur wat ou vir my gesê. Elke Vrydag natuurlik, met vir 'n steak vat. Wat hy, elke Vrydag. Nee, wat die ou... As jy R200,000 ge-invoices wil ek 1 keer 'n maand steak hê.
Ek wil 'n ander storie vertel. Nee, oor startups is dat ek het so flipping cool op 'n Lex Friedman podcast en vertel hulle ou van die phenomenon van startups en dat die ding wat 'n startup eintlik per definisie uniek maak is die vermoë om iets innoverend aan te vat. Want vir groot companies, ek dink jy het al voorbeeld daarvan gegee, Dewald, ek meen jy het hierdie incubator sessies, daar kom fantastiese goed uit, maar om daai ding uit te rol is 3 jaar of wat ook al, jy Ja, weet, dit is moeilik om te integreer in die besigheid. Ja. Want daar's klaar As jy nie, en ek bedoel, dis as jy dedicated ouens het, Ja. en dis die eerste helfte van die probleem, jy moet mos 'n start-up hanteer, jy moet dedicated mense in daai ding, jy moet hom staaf. Verstaan, jy kan nie die ding van die grond af kry binne jou huidige besigheidseenheid nie, want daai ons is klaar besig met al hulle goeders, weet jy het nie. Die probleem is jy het nie tyd nie. Ek kan nie sê okay, right, maar hy is deel van die span, maar ek kan hom nie kry om 'n kontrak klaar te maak wat dit alles verstaan. Hy is deel van die span, maar ek kry nie 'n deliverable uit hom uit nie. Dis wat sy Kersfeesbonus word nie bepaal deur hierdie incubator. Ja. Unless dit doen. Dis dalk die ander maar dit moet sê dit met die alignment van incentives wees, nee. En dan is dit eintlik die interessante dinamika van die groot reus met die groot muscle en die klein David hier met die slingervel, maar met die potensiaal om te kan maal 4000 wat daai ding nooit kan doen nie. Daai ding kan 10% dan tyd die ligte uitgeskiet. Maar hierdie dingetjie kan nuclear impak hê. Maar dit is absoluut onderworpe aan daai risiko van okay, maar die odds is hy gaan nie. Maar hy kan. So dit is dalk die nuwe beste ding. Die idee great. Maar en dis hoekom hulle sê dat eintlik hoekom private equity bestaan. Omdat mense weet, dis die enigste plek waar jy kan iets met soveel persent maal. Waar die groot ding is net 'n lomp en dis ook dan waar die groot ouens weet wag net en dis klassiek. Ons sien dit die hele tyd. Wag, okay, mooi, jy begin werk, jy begin geld maak, jy begin goed geld maak, jy bou 'n span, jy bou 'n brand, jy het goodwill, jy het papierwerk, nou wil die groot jou koop. Nou dit eintlik eers daai waarde. Dit het nog nie eers, jy kan sure, ek het sales en bates, maar die grootte is, okay, goed, ons gaan jou insluk, jy gaan nou van 100% som jou vriende afgaan, gaan julle na 7% toe of ietsie soos marginal soos dit, maar daai 7% is die ekwivalent. Jy gaan die rykste man in Gauteng word. Ja. En wat ons ook vergeet, nee. Die wêreld se rykste manne het wat 3, 4, 5% equity, nee. Bietjie maar van ja, maar dis wat ek sê, ouens vergeet dit. Hulle kyk na Musk en so aan dink, wanneer het hulle daai met hulle so visible is, dat nie, hulle het al lankal nie meer. En dis ook daai ding van ek het dit gekry toe dit R100,000 gekos het. Dit was 'n moeilike R100,000 daai tyd en dit was sleg om daai tyd in te gesit het, maar nou is daai ding deel van daai groot koek. En daar was net 'n interessante dynamic om te Ek het vir jou 'n vraag, maar voor ek die vraag wil ek baie belangrike en ek weet jy die les is geleer, maar dit is 'n artsvriend van my wat dit my gedeel het. Hy het vir my gesê kyk of hierdie 'n klokkie lui. Hy sê jy doen nooit besigheid met 'n kliënt binne die bestaande verhouding nie. Ander woorde, hy sê jy doen en hy gaan daar's 2 redes. Hy het die 2 redes gegee. En ek moet sê ek stem 100% saam met hom in hindsight. Ja, dit lê nogal ver weg, nee. Maar hy sê jy kan as jy daai verhouding met jou kliënt en hy sien 'n potensiaal in mekaar, nou wil ons is 'n ontwerper en 'n pet food maatskappy en ons sien 'n geleentheid om 'n nuwe braaier te bou en te bemark. Nou, hy sê, great, dit gaan werk. Hy sê, want wat gebeur is, in 'n kliënt en 'n supplier verhouding is, die kliënt sal altyd na jou kyk as 'n supplier. Hy sê, unless hy 'n drastiese kopskuif maak, hy sê, maar dit gebeur nie sommer nie. Hy sien jou altyd as 'n supplier. Die verskil is nou net, jy is nou
onder sy vinger as partner. Met ander woorde, hy wil jou beheer nou as 'n supplier. Hy sien jou is nie as 'n vernoot nie. Al nie as hy die geld stoot nie. Hy sien jou as 'n controller, hy sien jou as 'n employee. Dis amper soos om van 'n independent contractor na 'n employee toe te gaan. Dis die probleem nommer 1 en ek wil amper sê yes, maar hierso is 'n interessante ding wat hy vir my gesê het. Hy sê punt nommer 2 is dat hy sê baie keer kyk jou kliënt op na jou skillset. Want hy kan nie doen wat jy doen nie. Hy sê in die oomblik wat jy saam met hom sê dan ry jy nie meer. Jy's nou employee. Daar's jy 'n market expert of daar's jy hierdie ou is wow, hier's jy net jy's een van die ouens om die tafel. Nou moet ons die issues begin resolve en jou beter maak en korrek. En ons gaan vir jou sê wat jy moet, ons gaan vir jou sê wat jy moet doen en hoe jy dit reg moet doen en so. Dis 'n interessante mindset, né? Dit is, en hy het vir my ek het gesê dankie dat jy hierdie nie met my, jy weet dit is een van daai interessante goed. Jy sê net vir my nee appel. Nooit ooit. Jy doen nie besigheid met jou kliënt. Jy doen nie 'n deal nie mits dit buite kan die bestaande verhouding. Hy sê dit is nie jy kan dit doen net nie binne die bestaande verhouding. En ek gaan kyk daar en toe sê hy vir my en jy sal eendag minus jou kliënt. Nee, minus jou inkomste wat jy verdien uit daai kliënt uit. En ja, ek sit hier so as die living proof of the concept. Ek het al dieselfde beleef. Dit is definitief so, want jy het daar's ook 'n gedeelte, dis amper dieselfde konsep van, maar jy's nou 'n shareholder. Nou moet ek jou nog steeds betaal vir jou tyd. Ek word nie betaal vir my tyd nie. So, en dan as dit so werk, dat die vriend jou nou nog steeds gaan aanhou betaal. Vriend. Jou vriend, kliënt. Vriend. Wat jou nou nog steeds gaan aanhou. Nou, as jy nie geld vat nie, okay, dan is dit natuurlik moet jy nie, want ek vat ook nie geld nie, ons altyd se tyd in. As jy geld vat, is dit hierdie disjointed trade relationship van, okay, nou besit ek jou rarig. En, maar ek dink toch, daar's 'n ding van as dit 'n meer equal trade relationship is, en sê, okay, jy sit soveel in, my ekwivalent is soveel, en ons gaan omtrent saamrol. Jy weet, en dit is miskien, baie van die geld is nie om net die aanhou van die dienste betaal nie, maar om die groei van die besigheid te betaal, en sê, okay, wel, ons gaan nou die gebou koop en OPEX increase en goed, so ons albei gaan R5, of R4, R6 insit, maar ons speel daarom saam wat ons geld soen te gooi. Ons is partners. Ons gamble saam. Ja. Ek is nie die ou wat jou geld vashou terwyl jy blackjack speel. Yes. En ek hou van daai. Maar hierso ek het 'n vraag vir jou. Om terug te kom na die Duitsland voorbeeld toe. Hoe is daai hoe word German law nou doen jy iets? Ek wil so skryf die Duitse maatskappy of tipies wil ek sê internasionale maatskappy, so skryf hy, ek weet altyd in die kontrakte staan daar hierdie is nou weet Suid-Afrikaanse wetgewing of wat was daai een ou wat vir ons sy template stuur in verskillende lande, 3 verskillende lande in die template. Hy het net die boonste clauses elke keer verander, maar dan die onder se heeltyd hy ons gaan in 'n ander hof wees. Ja, ons het 3 verskillende lande in Howe. Bloemfontein, Duitsland. En hy weet nie wat ChatGPT is nie, dis verseker, maar anyway, dit was baie snaaks toe Marie daai, ek stuur aan vir Marie, hy kyk so, nee, is 3 verskillende jurisdictions. Anyway, Willy Wally. Wel die ou. Wat is, hoe pas hulle daai wetgewing toe? So as jy werk vir die Duitse kamp en jy doen iets wat jy nie moet nie, word jy ge-extradite, weet kom, soek hulle jou, ek bedoel, dis, of vice versa, hoe gaan soek jy hulle? Jy weet, ja, dis vir alles groot geld betrokke is. Ja, dit is rarig 'n issue, want, okay, ek weet niks van German law nie. Ek kan 'n paar goed, konseptueel maak al daai goed sin, dis 'n kontrak, is wat dit is straightforward. Maar die technicalities daar agter, van maar onthou, in Duitsland mag jy nie, en soos een ding wat ek nou toevallig op afgekom het, ek nou net kyk na soos tax and currency implications, sê ek, jy weet, as jy, hoeveel belasting gaan jy moet betaal op hierdie transaksie, jy weet, en hoeveel, hoe werk dit om actually uit te cash, uit hierdie
situasie uit, okay? En toe is daar hierdie een ding wat ek raak lees, dat in Duitsland, natuurlik, ek's nie 'n German tax expert nie, maar wat ek sien is, as jy aandele koop of kry en weer binne 'n jaar verkoop, betaal jy baie meer belasting, want dit word as spekulasie beskou. So dit is 'n klein dingetjie, maar as dit 'n invloed gaan hê, dat wat ook al jy kry is nou nog 10% minder, dan is dit nogals significant om te weet, of so, as die belastingstruktuur jou nie Maar ja, nog 10% meer, plus, dan moet jy van daar af, sê nou maar jy wil het in Suid-Afrika hê, want dit is nice, jy het geld, maar jy kan nie spandeer nie, en dan betaal jy nog 5, so dan, hy dilute die hele tyd, so dan sê jy soos, okay, hierdie miljoene word nou eintlik net soveel, en dan dink jy by jouself, maar wat is die effort, soos jy nou sê, wat moet insit op my skill level, ek kon daar in 'n jaar gemaak het, net deur 'n ander kliënt te gaan soek het. Ja, jy het nie al daai, ek sit baie, ek praat altyd oor mindspace. Jy besef nie, dat so typies as jy, want onthou nou is dit nie net 'n kliënt wat jy aandink, hoor jy, kan ek hierdie kliënt fire nie, want partykeer, weet as jy 10 kliënte het, en daar's regtig een wat moeilik is, dan partykeer kom jy op en sê, luister, ek dink nie, ek en jy moet meer besigheid doen nie, wat nie so maklik is om van weg te stap, in daai geval nie, want nou is nou weer eens dieselfde, soos jy nou gesê het, nou ou na jou, maar jy ou na hom ook, so julle is nou kind of stuck to each other, maar nou, skep jy jou ander kliënte af, jy kry nie nog kliënte by nie, wat jy net, soos ek altyd sê is, wat so het gevat het net om nog 'n nuwe kliënt net by te kry, daar is jy dubbel beter as met daai kontrak in daai, so dis wat ek sê, dit mens moet besef, dit is 'n gamble. Ja, eintlik 'n vraag was oor die jurisdiction. Toepassing van. Nou, dit is nou waar dit so moeilik raak, jy weet dat, ek meen, 'n klein dingetjie soos daai tax provision, jy weet, nou, sulke goed is goed wat jy nou nie gaan weet nie. Nou moet jy in 'n ander land 'n lawyer gaan kry, wat jy hoop jy kry die regte een, wat regtig verstaan. Maal 18. Ja, wat jy in daai land betaal, en hoop hierdie persoon het actually korrekte advies, en is deskundig genoeg om werklik vir jou al die faktore te kan ontleed. Dan kom jy by, goed, ons is verby daai punt, die deal vloei, nou breek daar 'n fight uit. Nou, 'n Duitse hof, rarig, jy weet, okay, 2, kom ons sit 'n alternative dispute resolution clause in, dat as daar iets is, dan gaan ons miskien medieer en 'n onafhanklike deskundige kry wat kom. Hoe gaan dit werk? Ek gaan nog steeds die German law moet gebruik, ek gaan nog steeds moet, so, dit is uiteindelik, as jy nie gerad is vir so 'n ding, en jy het miskien, ek sou sê, 'n goeie vriend in Duitsland, wat 'n florerende sakepersoon is, wat jou kan help, en sê, man, ons doen hierdie goed elke dag, ek weet wel vir om te kyk, kom ons tweak, daar sê, hierdie is reg, en ons moet net hierdie bysit, dan nou het jy dit. Maar daar sonder, daai laaste klein bietjie details, is so flippend belangrik, dat, soos jy praat nou van Sky, corporate Sky, nou, ek wou noem, dat, ja, Sky is moontlik een, en mense moet dit besef, dat, ja, dit is nie altyd, ek wil sê, Sky is nie altyd egbreek nie. Dit is gewoonlik, was daar klaar egbreek, nou is daar Sky. Okay, vir 1. Maar 2, ek dink ook wat Sky aanbetref is, volgens my, die goue reël, is doen dit vinnig. Kry dit agter die rug. Moenie dit uittrek nie. Dit is nie altyd moontlik nie, is nie altyd maklik nie, want partykeer dan is daar 'n toutrekkery en daar is werklike botsing van belange. Maar ek dink dis baie werd om vinnig te kan skei en liewers aan te kan beweeg, ons sê daai mind space, want jy het hierdie gewig wat jy aan jou vasketting, wat jy heeltyd saam sleep en ure en ure se getop en gedink en mind space trigger emosie. Ja, dis die groot ding. Maar die oomblik wat jy aan daai aandag gee, daai kamertjie, dit trigger 'n emosie. Ek vind ook dit is hoekom jy wil ontslaa raak so gou as moontlik van daai inwoner. Ja. Want ek wil nie meer so voel nie. Jy weet jy wil afhandel. Ja.
En soos hulle sê, alles moet huur betaal. Ja. Dink wen-wen of no deal. So, okay, hier is hierdie ding wat ek aan my tyd en aandag spandeer, maar wie betaal hiervoor? En 'n dispuut is so sleg, want die huur is klaar betaal. Nou betaal ek eviction. Jy weet, so dit is 'n terrible situasie om eintlik in te wees, en ook hoekom, in die week was daar oor my, hy wil nou sy job quit, hy gaan nou na 'n ander plek toe, en nou is die groot vraag baie dikwels vir mense, wat van die restraint of trade? Hier sê ek mag nie dit en dit en dit doen, en ek gaan nou by daai plek werk, is my volgende career move, maar hier sê ek mag nie dit nie. Toe ek vinnig lees 'n bietjie deur die ding, wat die meeste uitstaan was, jy werk net in 'n area, maar hierdie restraint of trade sê, nasionaal, en in daai land, en in daai land, en in daai land. Aarde, okay. Hierdie ding is te breed. Ja. Gaan nie afdwingbaar wees nie. Maar jy wil ook nie in 'n hof geding wees hieroor nie. Jy gaan in die kruit opeindig. Jy gaan, en al is jy reg, wat wen jy? Dismiss. Dis al, jy kry nie 'n bonus betalingkie want jy het gewen nie, jy stap maar net weg sonder om te betaal. So nou... Ja, nee, dis interessant om so dan te doen. Ja, ek sê, ander moet net die hoep weg probeer ruk, en laat die ander dit nie raak gooi nie. Ja. Nou, dis defense. So, Dismiss. So, ja, ek dink dit is so belangrik om heeltyd proaktief te wees en te oorweeg waartoe gaan hierdie, en wat gaan regtig aan, en wat is hierdie ding in my lewe? Wat is die aard van hierdie issue? Want, so in daai geval nou, van die restraint of trade was die advies, okay, jy is nog by hierdie plek, hulle like jou, jy het nog goeie relations, die baas het vir jou kom noem, hy gaan waarskynlik inkyk op hierdie restraint, hulle weet waar jy gaan werk. My advies aan jou is, probeer hierdie ding op so 'n manier benader, dat daar nie 'n issue uitkom nie. Gaan praat met al twee kante voor die tyd, gaan na die huidige ou toe, en sê ek wil met jou off the record praat, as hy jou record, dan sê net dit was off the record, en sê ek wil jy sê, ons moet hierdie ding resolve. Ek gaan met ouens werk, het gaan bietjie oorvleuel, ons is eintlik op 'n ander mark gerig, daar's eintlik potensiaal vir, waar ek julle nog steeds 'n bietjie kan bevoordeel, ek beplan glad nie om julle in te doen, en julle mark kleiner te maak, en sulke goed nie. So, hoekom praat ons nie bietjie oor 'n wen-wen strategie nie? Ek gaan nie aan daai kant my tyd aan julle commit nie, so wat jy nou in die voorbeeld gegee het, al gee my kommissie, jy vra vir my dat ek ekstra tyd en energie en moeite gaan doen met 'n ding, wat nie meer myne is nie, ek gaan nie, as ek terloops by iemand kom, gaan ek nie 'n ander produk bemark, maar ek gaan dit ook nie aan jou beloof nie, want ek kan nie gebonde wees aan jou nie, ons het 'n ander fokus. Maar, as jy betyds met al twee kante kan praat, en hulle weet van mekaar, en jy probeer nog dit in 'n manier doen, wat mutually beneficial is, oor tyd. Of jy maak dalk 'n truce, jy weet wat sê, luister, hier is die ongeskrewe reël, as ek dit breek, kom agter my aan, maar dis wat ek vir julle sê, ek sal nie A, B en C doen in dit nie, hierdie spesifieke goedjies. Ek sal nie vir daai ou sê, moet liewers by hierdie ou koop nie, ek sal nie daai ou gaan sien oor hierdie produk nie, en ek gaan vir niemand hiervan vertel. Dis die belangrikste clause, enige kontrak, nee, is daai clause P. Moenie 'n poepel wees nie. Ek wil vanaf vir jou, dis wat dit altyd op neerkom, moenie 'n poepel wees nie. Sê vanaf, twee belangrike lesse, ek weet, jy is besig met Helse stelsel integration goed. Twee belangrike lesse, wat jy met die manne en dames kan deel. Wel, ek dink 'n groot ding is om nie te doen nie. Wel, kom ons praat oor 'n paar goed van wat om te doen ook. As jy kom ons praat net oor stelsels in sulks. Stelsels kan jou besigheid daai 10x, jy kan dit verdubbel. So die tipe stelsels wat ons nou implementeer, ek sien nie eindvisie. Ons het nie huidiglik 'n stelsel wat al hierdie goed kan doen nie. So om julle dalk net 'n perspektief te gee, die stelsel het ingeboude goeders om dinge te outomatiseer. Hy het AI in wat leer
oor wat die mense doen. So al waarop het neerkom is, as mense 'n issue met die diens het, die huidige manier is, stuur 'n e-mail, en iemand in die back office stel het op en begin op het execute, maar op 'n stelsel, ja, maar nie 'n optimized stelsel nie. So wat ons nou implementeer is, right, ons maak meer kanale vir jou oop, jy kan e-mail stuur, jy kan portal gaan, jy kan eventually op social media wees en met 'n virtual agent begin chat, so ons gee meer plekke waar jy kan interact met ons, en as dit dan in die back office gaan, weet ek van wie Jacques is, wat het hy, sodat ek, as jy met jou iPhone issue kom, stuur ek hom vir die iPhone technician. Yes. Jy kom nie by die front desk en ons moet eers uitvind, wat se iPhone het jy, wat se model het jy, daar is tydmors. So dis waar die tipe goeder, so die eerste ding wat ek sê is, daar's groot benefits in stelsels, maar wat jy moet altyd onthou, as jy enige stelsel implementeer, is daar twee goeders, daar's die eintlike stelsel, en al sy voordele, en die implementering van die stelsel, maar saam met dit, gaan jou mense, en die verhoudings, en die prosesse, en baie keer, moet jy jou way of business verander, want, jy het jou way of business gewoon dan geraak, teen hierdie stelsels, Dit was jou stelsel. Dit was jou stelsel. Maar nou moet jy sê, okay, goed, wat is best practice? Miskien moet ons verander, miskien moet ons herstruktureer, het gaan nie lekker wees, die mense hou nie van verandering nie, en ek was gewoond om daai knoppie deel te druk, en ek het altyd e-mails gelees, nou het jy nie meer nodig, so party mense raak redundant, en dit is, okay, ek gaan nie jou fire nie, ek gaan jou net anders gebruik. Ja, jy moet nou WhatsApps lees of wat. So dis die groot ding rondom dit, daar's 'n dinamika tussen stelsel en mense. Hoe geïntegreerd is HR in hierdie proses? Glad nie. So daar is deel van die, so hoe doen jy change management, of is dit change management ouens? Dis gewoonlik in hierdie ons groot tipe koöperatiewe, is dit deel van jou projek. In jou projek het jy, soos 'n konsultant, jy het 'n change management span. Okay, so hulle van die ou se handjie en sê nee, kom. Ja, so gewoonlik hoe dit werk in die groot. En hulle deel dan met die HR. Nee, ook nie. Maar ek meen die company se HR, want daar gaan ons nou, daai wat jy nou sê, die mense gaan moet verander. Nou dis dit nie HR nie. Dit hang af hoe groot die verandering is nou, nee? Dis nie van, luister, ons gaan 100 van julle fire nie. Ek verstaan. Die verandering is dalk net sê, luister. Ja, maar job description wat verander. Maar partykeer is die job description nogal generies, want jy doen 'n tegniese ding. So al wat ek sê is, jy gaan nie met die iPhones doen nie, jy gaan op die Androids werk. So job description is jy nog steeds in daai vaandel van dit. So soos ek sê, dit hang af van hoe groot hierdie verandering is. Dan moet jy dalk HR bring. Maar nou wil ek ook die nuance sê, in ons geval werk jy meestal met kontrakteurs, so daai is glad nie, it doesn't matter. Ja, probleem nie. Jy werk nie met die kontrakhuis en sê, luister, al jou mense gaan nou dit doen. Like it of nie. So dis so nice het werk vir die koöperatiewe. So daar's nie so groot HR component, spesifiek in hierdie projek wat ek, die mense wat het impacteer is net so 300, maar is 300 tegnies, so die impak is groot vir die maatskappy, dit het nie so groot human impact nie, in terme van nommers, is nie asof ons 'n hele nuwe HR stelsel uitrol, ons gaan nie al die companies se employees beïnvloed byvoorbeeld nie, verstaan so dit? So dis nie konteks. Maar 'n groot les wat ek kan sê is, so die tipe stelsel wat ons nou implementeer, daar is altyd groot, met enige stelsel, as ek met pre-sales, baie bemarking, mooi foto's, mooi alles, dis wat ons kan doen. Die groot ding is, ons het 'n spesifieke, ek werk vir 'n telco, so ons het 'n spesifieke manier van dinge doen, en hulle selling angle was, ons het nou hierdie ding spesiaal gemaak, ons het 'n telco module, dis great, dit maak 100%, ons wil hierdie ding hê. Die implementation partner wat saamkom met die ouens wat die experts moet wees op die stelsel om ons te help implementeer, weet niks van telco af nie. Wagats. Wat maak hulle expert? Hulle is expert op die stelsel. Tegniese. So hulle is goeie bestuurders, maar hulle moet nou Formule 1 kar ry, en vooruit het hulle 'n rallykar gery. Baie goeie bestuurders, maar twee verskillende voertuie. So beteken nie, ek kan nie ry nie, is net, hy is nie appels met appels. Daar's dinamikas wat anders is. En jy moet dit, en van 'n konsultasie moet jy dit verstaan en sê, goed, okay, ek weet nie alles nie. Wat van hierdie implementation partner geprobeer het, is hulle het gemaak of hulle alles weet. Nou dat ek slimmer raak, en die stelsels nou challenge ek hulle architecturally op alles, en ek sê, maar
Jy kan nie net sê dis voorheen kon jy gesê het ja, maar dis hoe almal dit doen en ek moes dit vat. Nou kan ek sê nee. Ek hoor dis hoe almal dit doen, maar onthou nou ons het die telco een spesifiek gekoop. In die konteks van wat ons het, kan ons hierdie reëls hê wat in elk geval in die stelsel gebou is, maar hierdie, nie wat jy vir al jou ander kliënte implementeer want hulle is ander tipe, hulle gebruik die stelsel anders. Verstaan? En ek dink dis die ding is om seker te maak die persoon, die span wat saam jou werk, verstaan jou organisasie. En as hulle nie doen nie, is dit ook okay, dan spandeer jy die eerste ruk om julle verstaan eers my organisasie voor ons in die diepte in die stelsel. Help me, help you. Waar dit hier anders moet, hulle het nie die hele tyd vir ons die stelsel gewys. Dis die rekkies dan die troepe. Yes. En dis is, jy moet die landscape net eers verstaan. En hulle het dit anders hulle is net, kom ons implementeer net, maar ons hardloop vinnig en ons weet nie wat die rigting. Maar ek dink dit was 'n goeie leerskool vir hulle ook. Dis 'n company wat ook besig is om 10x te groei, so hulle het nie hulle vind ook hulle voete met al die goede. So hulle het nie wat ek sê, ons noem dit 'n practice management wat al goed ontwikkel is soos Accenture en wat se naam nie. So maar dis hoekom die verskil in pryse is van X bedrag versus 10x as jy Accenture of 'n PwC inkry, want hulle het al daai practice managers, hulle het al daai goeders, maar ja, dis soos ek sê. So groot ding is weer eens les geleer uit van 'n implementasie perspektief af. Verstaan hoe werk jou besigheid? Die kliënt verstaan hoe werk die kliënt? Nee, dis maklik om te sê nee, maar die kliënt moet aanpas. Nee, dit is ja, maar verstaan net hoe werk hy? Verstaan hoe werk die stelsel en sê okay, goed. Hoe bring ons die twee bymekaar sodat ek nie die stelsel hoef te verander heeltemal om by jou besigheid te pas nie, maar terselfdertyd ook te sê hoe verander ek die mens om waar is die middelground? Partykeer moet jy dalk 'n paar klein goedjies net ek noem dit configure en die stelsel net bietjie verander om aan te pas by die way of work. Yes. Wat partykeer so groot stumbling block is dat daai stumbling block wys alles hierdie stelsel is sleg, hy werk nie. Maar it's the way of work. Ja, maar partykeer kan dit net wees, dit is eintlik so eenvoudig om daai probleem oor maak die knoppie net blou. Die ouens hou van 'n blou knop. Hou hom blou. Ja. En dit het eintlik so moenie net teenskop teen verandering punt nie. Dis soos okay, maar om hom blou te maak vinnig, ek gaan klik, daar's hy blou. Maar so wat? Ja, en nou is almal happy. Partykeer baie keer gaan mense onder die vaandel al vandag in stelsels, né? So die groot ding is die keyword is kom ons hou hom out of the box. Verander so min as moontlik, want wanneer jy by upgrades kom en goeders dan gewoonlik werk goeders nie as jy te veel customize nie. 100%. So maar daar is 'n middelground van sê okay goed, ek kan nie hom net out of the box presies gebruik nie. Is daar seker goed wat ek kan tweak wat nie ek vat altyd met ek gaan as jy 'n kar gaan koop, jy kan of die standaard koop of jy kan die sports package koop. Daar's standaard goed wat ek kan bysit wat nie maak dat ek my warranty en my wat se naam gaan verloor nie. So ek kan 'n addisionele groter engine chip opsit wat standaard van BMW is en dis 'n BMW certified en so ek's nie uit my wat se naam nie. Ek kan vir my ander brake calipers opsit wat beter is in konteks van so ek kan hom tweak sonder om te sê ek verander die hele ding wat maak dat as ek hom gaan diens weer die ouens nie om te diens nie. Ek meen dis waar op dit neerkom. So dis moet ek sê vind daai middelground, te sê hoe maak ons beide die beste en sê maak so min as moontlik customizations in die stelsel ten einde die stelsel nie af te bring en hoe verander ek die mense om te besef hierdie is die beste manier van doen. Ek hou daarvan en ek love hy wat jy gesê het way of work. Ek het daai is my ankerpunt. Hoorie boys. Altyd lekker. Doen hulle dit sien sterkte vir Augustus. Right. Lekker man. Cheers. Arrivederci. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter
TikTok en natuurlik LinkedIn.